Goeiedag, hartlik welkom hier saam met my, Natasha Fick in die program Mense en hul stories. Altyd vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier, altyd vir my lekker om ook hier agter die skerms met jou te kan verkeer. Ek vertrou jy geniet die stories, ek vertrou jy geniet een en elke getuienis wat nou al uitgegaan het hier op seisoen 3 van Mense en hul stories. Vandag het ek 'n splinter nuwe gas saam met my hier in die ateljee en dit is Renisha Baartman en sy gaan haar storie met ons kom vertel. En as jy nou reg gehoor het, ja, sy is die vrou van Alice wat ook sy getuienis kom deel het hier op Mense en hul stories. So goeiedag Renisha, hoe gaan dit saam met jou en goed om vir jou hier te kan hê? Goeiedag Natasha, het gaat goed baie dankie. Is 'n voorreg by alle voorregte om weer my testimonie kan gee vir die mense en dat mense kan weet wat die Here nog in staat is om te doen in mense se lewens. Ja, Renisha, vertel ons van jouself. Wie is Renisha Baartman? So Natasha Renisha Baartman, ek is eintlik kant van Mitchellsplein in 'n huis waar my ouma vir my groot gemaak het. Ek is die oudste meisiekind van, ons is 4 kinders, maar ek is die oudste meisiekind en dan het ek 3 broers. Ja. Okay. So die verantwoordelikheid was baie op jou gewees as die oudste of ja, kan maar so sê. So mense kan seker sê jy was soos die ma ook oor hy 3. Maar ouma het mos vir ons groot gemaak. Ja, so ons is eintlik by ouma gewees. Okay, meeste van die tyd. Ja, baie van die tyd. Ja. So ek is eintlik 'n ouma kind. Okay. En hulle sê mos as hy ouma kinders wat die soutkinders is. Ja. Die gespoilde kinders is daai woord mos om te sê. Renisha, vertel ons 'n bietjie. Ek sê altyd almal het 'n storie om te vertel. Niemand kan net sê hy het gebore gewees en daar het gesterwe en niks het hier tussenin gebeur nie. So ek sê altyd dit wat ons hier vertel is wat tussenin gebeur het, hy streepie, daai lyntjie wat daar gebeur het en ek dink dat dit is altyd wat baie saak maak want ons kan nie hierdie aarde verlaat sonder dat ons iets reggemaak het met die Here nie. So dit is waar alles in daai lyntjie in gebeur en dit is waaroor hierdie program gaan Mense en hul stories om vir ander te vertel wat die Here in ons lewe kom doen het, wat die Here, die pad wat langs die Here vir ons gedraai het. So Renisha, jy gaan so 'n bietjie vertel die pad wat langs die Here ons gedraai het. Ek weet Renisha het 'n baie groot getuienis. Ek het daar before and after foto gesien. Dierbaar is ek kon nie glo nie. Ek kon nie glo nie en al wat ek kon net sien is die goedheid van die Here. Dat die Here red nog steeds, hy verlos nog steeds, hy genees nog steeds, hy is nog steeds in die besigheid om mense vry te maak. So Renisha, vertel ons 'n bietjie die pad wat langs die Here jou ook gedraai het. So Natasha, ek dink op die ouderdom van wanneer ons nou in ons tienerige jare as want ons moes nou baie dinge eksperiment saam met vriende, inpas en daai en ek het ook begin by 'n sigaret en agterna toe ek moes nog gegaan ook by die dag van ons moes nou dit ook doen en soos 'n normale meisie kan skool toe gaan, het ek nou maar my verkeerde dingetjies gedoen by die skool en moes nou toe my huis toe gekom en op pad 19 jaar oud toe ontmoet ek toe 'n kerel en ek raak toe swanger van die kerel en wat ons nou na die kerel se familie toe gaan om nou vir hom te sê dat ek nou swanger is dit waar hy nou sê dis is sy kind. En onmiddellik voel ek net daai wat 'n mens altyd hoor in communities. Hier gebeur die ding nou saam met my van net gister toe ek gehoor die ding gebeur saam met 'n meisie waar die meisie kan sê dat die pa sê dis sy kind en ek voel dat daai rejection vir die baby binne in my maag en die baba word toe gebore, my ouma en my auntie hulle moes nou toe vir my die babatjie groot maak en babatjie is net so voor 1 jaar oud en 1 ouer aand toe as dit nou waar ek en my een vriend Tonel want ons moes nou rook by die babatjies moes nou by ouma en hier sit die een spesifieke vriend in die kamer saam met ons en ons en hy sit met 'n groot gloop en 'n stro en ons vra vir hom wat is dit en hy sê vir ons die stuk wat jy lê en ons sê vir hom toe ons moes nou probeer en Natasha ek dink daai aand toe ek daai eerste iets laat toe as dit stryd kan oorgewees. Daar was nog iets gewees nog van nie die en daai nie. Die vyand het sommer soos ek getrek het, het hy sommer van my ook getrek Natasha. En so het dit toe aangegaan. Weet jy nie Renisha, kan ek inkom dan nie. Ek het nou al baie gehoor wat mense vertel wat aan stuk verslaaf was. 'n Mens kan seker sê dis so 'n demoon. Yes, it is. Sy doel is om jou gehoek te kry. Daar is nie nog van speletjies speel met jou nie. Sy aim is net ek kom om vir jou te kry en klaar. En tyd
tyd loop toe aan wat ek het nou elke keer doen en ek het dit ook maar nog net gedoen vir 'n sekere tyd want ek het by 'n plek nagskool gewerk ook saam met my auntie. En aan tyd het ek het nog net weekends gedoen, so die week Januarie ek het doen net weekends, maar na tyd dan voel jy net jy wil meer, jy wil meer en jy wil meer hê. En my boyfriend het Jaliste, ons was almal net vir 'n tyd gewees, maar ons het altyd by Donjelle Lys gesit. So by Donjelle Lys is waar alles gebeur. Waar alles gebeur het, die lekker huis. Die lekker huis, ja, sal mense sê. So ek en Jaliste was vriende tyd gewees en toe begin ons mos nou verlief raak op mekaar. En toe wil ek mos nou decide, ek wil nie meer by my ouma hulle bly nie. Ek wil nou maar saam Jaliste gaan, ek voel nog groot. Ek wil nou saam Jaliste gaan en ek maak gewoon 'n klein gestryer tussen my en my ouma en my auntie en ek moet nou toe gaan. Yes. So jy wil nou daar buitekant wees. Ek wil mos nou by Jaliste is, ja. En ek is toe by Jaliste huis en toe ek by Jaliste huis sien ek, hier's 'n totaal different lewe. Ek sien die mense verkoop dwelms, ek sien die mense se klas van lifestyle is different. Ek sien die geld, jy hoef nie om te werk nie. So alles is eintlik hier vir jou op 'n skinkbord. En Jaliste tyd was gewees die kaart by die hek gewees. So Jaliste vat die geld en dan die geld gaan na die merchant toe. Die merchant is mos nou toe my skoonsister. En so het dit aangegaan, pas en dit is vir jare het dit so aangegaan. Ons het vir 'n hele paar jaar het ons direk so op my in tyd pas en dit is het ons het ook elke dag gedoen. So elke dag as ek opstaan, ek moet opstaan met my. Ek dink ek en Jaliste het seker 15 gram 'n dag uitgeroep. Die way ons kan geroek het want dit was nie meer net vir ons soos mense sigaret rook nie. Ek rook hom. Ons moet dit rook. Ek nou toilet toe, sit sommer in die toilet voor ek was ook en ek rook. As ek kos maak in die kombuis en pas en dit is ek moet dit rook. So dit was amper soos normaal vir my liggaam gewees. Verstaan pas en dit is soos 'n sigaret jy of soos kos kan 'n mens sê, dis is kos wat jou liggaam nou nodig het. Jy eet net want dis is nie vir jou, dit voel nie vir jou asof dit verkeerd is, dit moet nou net so wees. Ja. En tyd loop toe aan pas en Natessa en ek dink met almal daai geld, almal daai klere, almal daai wêreldse goed wat 'n mens het, dink sy het alles maar sy het nie alles nie. Ons het nou alles daai gehad, maar ons het nie daai peace gehad, die pas en Natessa. Ons moet altyd gekyk het agter ons rug. Ons kan nie nog slaap in die nag nie, want die jongens besluit sommer nou, hulle wil nou hier uitbrand. Een aan toe slaap ons en toe brand hulle my skoonpa se duiwe ook, toe brand hulle dit uit. Soos Jaliste ook gesê in sy testimonie, hulle kom sommer tot by hierdie hek, hulle soek vir Natalie en vir Jaliste. Okay, nou ons kry nie vir hulle nie, ons nou hulle skiet sommer vir hom. Sien pas en Natessa so. Ons het altyd daai gehad, dat jy altyd agter jou rug moet kyk. Ons het net daai vrede gehad. Ja, ons het weet julle gaan nou vanaand lekker slaap, julle hoef nie om te worry dat daar enigiets gaan gebeur nie. Yes. Dit was so gewees en pas en Natessa het so tyd aanbreek. Is dit nou waar die besluit gekom het dat ons moet nou die besigheid gaan nou toe. So elkeen gaan nou hulle eie wy. Natalie sy gaan haar wy. Ek en Jaliste ons gaan ons so en my Jaliste se testimonie verskil baie van mekaar nie. So wat baie hy gesê het, gaan ek ook nou sê in my testimonie. En ons gaan na my ouma se huis. Ons vra van my ouma sê sy het net die voorkamer vir ons pas en dit is. En ek dink dit is in die afterends waar ek en Jaliste gegaan het waar ons op ons rims gewees het pas en dit is. Tyd het mense kolom vriende, dit kolom mense, maar die tyd toe ek en Jaliste daar is, toe was daar niemand gewees ons pas en dit is. Ons het begin ons goed verkoop, ons het klere verkoop, ons het kaste verkoop, ons het TV's verkoop. Ons het niks, ons het basies niks klere gehad nie. Ons kinders se klere het ons ook verkoop pas en dit is. Ons het gestaan soos Jaliste aangehaal het by die soppelyne, elke dag, sy's vuil, sy stink, maar sy waren die pas en dit is. Dit gaan niks deur jou kop nie. Ja, evens die sassa geld ook, as ek hom gekry het en ek wil nie reël is vandag, van evens die sassa geld pas en dit is. Ons kan die geld nou kry. Ons weet dit sommer nou ons hier soos hy toe loop gehad ons hier by die merchant. Ons sit op die veld met 'n stuk glas pas en dit is net dat ons net daai dwelms in ons kan kry pas en dit is. En ek dink die vyand hy droeg jou uit. Hy trek alles. Jy sien niks anders raak behalwe as daai dwelm, daai hit
ek moet dit net kry. Ek moet my next fix kry. Niks anders maak saak nie. Yes. En ek dink ons kinders het daar ondergelei. Van my ouma elke dag as sy vir ons gesien het sy geskiel. Ek gaan julle kinders weg wat julle wil nie regkom nie. En pas en dit is dit hy's 'n stryd wat ons op hulle sit. Dan dink ons hulle wil skel, maar hulle skel vir die regte rede. Kyk hoe lyk julle kinders, julle worry nie, maar ek en Eliste was amper soos 'n Bonnie en Clyde. As ek en hy in die trek, dit is wat ons gedoen het. Ons kom by my skoonma se huis, pas en dit is dan steel ons daar ook. Ons kom by my auntie se huis, dan steel ons daar pas en dit is. Op 'n tyd waar ons skoons my pa se suster se TV, ek praat saam met haar. So skiel maak die duiwel vir jou. Ek praat met haar, ek sien Eliste in die huis. Ek sien vir Eliste in die kombuis pas en dit is. Sy loop Eliste met 'n groot flat screen TV, daar sy uit. Ek en my auntie praat klaar en ek sien nee, hy loop Eliste verby en hy wys vir my. Die is klaar weg, pas en dit is binne. Die swart wheelie buns, ons gooi hom sommer daarin. Daar gaat ons naar die merchant toe, R500 kry ons, daar sit ook uitgeroep pas en dit is. So was dit gewees. Maar pas en dit is, ek dink, in die tyd wat ons so in die soppelyne staan, in die sente pas en dit is net vir visgerate ook, en dis wat die vyand maak met jou, hy trek alles uit van jou, en elke keer as ek in Eliste geroek het, pas en dit is, dan het ek vir hom gevra, Eliste, is daar nie hoop vir ons te wen nie? Hoekom gaat ons se lewe so? Want toe gaan ons se lewe? Kyk waar is ons te wen? Kyk waar is ons se kinders? Wat gaat word met ons se kinders? En ek dink hy was die gesprek elke keer as ek en hy geroek het, dan was hy my huil. Hy was my uitroep gewees. Here, waar is u vir ons in hierdie situasie? En pas en dit is soos Eliste ook aangehaal het. Die memorial moet gebeur. Maar ek wil ook net gou net terug en pas en dit is ook van, ek dink die dag wat my skoonma vir ons kry in hy soppelyne. Sy pas uit van haar, ja. En ek kon toe sien, ek sien 'n ma, dis wat ek sien pas en dit is. En ek en Eliste se tyd het getroud, maar ek sien 'n ma hier, en sy roep ons, sy maak haar bek oop, en sy alles, wat geld is, wat chips is, wat appels is, enige iets, sy haal dit uit en sy sê vir ons, vat die, ek soek nie vir julle weer hier nie, ek wil nie vir julle weer hier sien nie, pas en dit is. Sy sê vir ons, kom in die oggend, middag en aand, dan kom julle. Weet pas en dit is, ons toe weer reël nog saam met haar, okay mama, ons gaat so maak, en as dit op is, dan gaat ons so, mama moes nou R200 se gee, van mama kyk moes nou, nie nou as ons seker soek, mama jou dag, vir my en vir Eliste. Van die geld sien nie vir mamma nie, die geld hardloop met, en weet jy nie, Renisha, wat so sad is, nee. Ek dink vandag kan 'n mens lag daaroor, soos jy nou sien, Renisha lag daaroor, want sy kan sien waar die vyand vir hulle gehad het, maar waar die Here ook vir hulle uitgehaal het. En weet jy nie, Renisha, wat so sad is, nee, is dat dit is wat in Suid-Afrika gebeur, dit is wat in ons neighborhoods gebeur, dit is wat gebeur, daardie geld wat eintlik vir die kinders moet wees, is nie eers vir die kinders nie, want dit is vir drugs, dit is vir dwelms, dit is vir drank, dit is vir die ouer, en dis nie, dan koop die ouer net vir die kind 'n pakkie chips, of 'n lollipop, of wat dit ook al is, en daar gaan hulle met die res van die geld, en dit is so jammer om te sien, en om te dink dat jy het in die lyne ingestaan, en weet jy Renisha, ek dink ook nie, hoeveel mense het jy miskien vir julle gesien nie, hoeveel mense wat miskien saam met jou op skool was, wat gesien het, joh, maar kyk, Renisha was dan hierdie meisie op skool, maar kyk hoe lyk sy nou vandag, en ek dink dat, ek bedoel, ek en persoonlik self mense, dan dink ek nie by myself, sjoe, nie dat ek oordeel het hierbaar is, moet my verkeerd verstaan nie, want ek oordeel nie, oordeel kom nie my toe nie, oordeel kom die Here toe, maar dan dink jy net om te dink, sjoe, waar hierdie persoon was, en kyk waar is hierdie persoon nou. En dan dink jy, Here, as hierdie, ek wat kan sien, hierdie persoon is nie meer op die plek, waar hy gewees het nie, 'n paar jaar terug, en hoe die persoon nou hier lyk nie, dan dink jy, maar Here, kan hierdie persoon dit nie sien nie? Kan hierdie persoon nie sien nie, dat as jy nou 2 foto's vat van hierdie persoon, van daardie tyd, en nou dan kan jy sien, maar hier het iets gebeur. Kan daai persoon nie sien
waarna toe hom of haar lewe gaan nie. Ja, Pastor Natessa en ek dink toe my skoonma en my ouma het 'n baie groot rol gespeel. In daai tyd vir ons, so van my skoonma sy het nou vir ons die kos en my skoonma het baie gebid ook. Ek dink my ouma het net so ook vir ons gebid van ek dink as ouers wil hulle net hê dinge moet goed gaan julle, saam met ons En Pastor Natessa die babatjie word toe afgesterf. Ek sal nooit daaraan vergeet nie. Ek sal nooit vergeet nie. Eerste was 'n man gewees, hulle noem dit 'n uitmalollie, die tiklollies. Nou die uitmalollie, hy is mos nou die beste een, wat jy mos nou die beste uitdruk, As nou die klinkies, hy met die lang steeltjies. Ja, so hulle kom in different sizes of wat. Ja, so hy het 'n uitmal gehad. En hy aanklop sy een vriend aan die kamervenster by my ouma en hy vra vir hom, "Jyste wil jy nie vir my die lollie lê nie?" En Jyste sê vir hom, "Nee, as fyn my broer vat dit maar vir jou." Nou kyk ek. Nou sê Jyste, "Wat maak sy nou? Dis aan ons toe." Nou sê Jyste, "Nee, is fyner en ek gaan dit sommer vir hom gee." But in hy tyd Pastor Natessa wat ek vir my klaar maak. Ek het net iets gevoel daaraan toe ek in hy speel staan en ek kyk vir hom soos hy vir hom klaar maak en ek kyk vir my wat ek nou met die rooi doekie. Hy was nou my doekie gewees. En ek maak die doekie vas en ek kyk in die speel, ek sien vir my en ek sien vir hom en ek sê vir hom, "Jyste, hoe goed sal dit is as ons weer vanaand terugkom en ons is verskillende mense." Amen. Pastor Natessa min te weet, ek lewe. Amen. Ek spreek lewe in ons situasie en ons gaan na die diens toe en ek voel net 'n warmte. Ek wil uit en hy het vir my sê, "Sy gaan nie uit die bly." Ek sê, "Alles moet 'n bietjie asem kry." Maar as mos nou die heilig, ek verstaan mos nou nie Pastor Natessa. As mos nou die presence en die Holy Spirit. Die vyand wil jou nou uit hê. Hy wil my nou uit hê. Dis dat hy moet mis wat die Here in jou lewe wil doen. En alles daar knip hy hou vas, hy het uit en Pastor Natessa, die Here is mooi. Ek sê altyd as ek praat van my Jyste, dan sê ek kan nie aan iets goed dink wat met my Jyste sal gebeur het as ons het hy aan ons 'n saak gemaak. En saamgekom het ek het nie geweet hy gaan kom daai aan nie, hy het ook nie geweet ek gaan kom nie. En die uitnodiging het uitgegaan Pastor Natessa en sy voel net hy wat sy net voel, Here, ek kan nie meer nie. Here, help vir my in die situasie, Here is net U wat die werk kan doen en vir 'n moment voel ek net ek is op die grond Pastor Natessa en ek pas uit van hulle en ek sê, Here, help vir my asseblief. En die suster bid vir my en sy klaar gebid en ek kyk die kant op Pastor Natessa en ek sê, "Nee, Jyste, die bid hulle vir Jyste Pastor Natessa." Die evangelis wat hy aan die woord gebring het is vandag my Pastor Leon Jacobs. Die Mergen tyd is my skoonsister is Natalie Jacobs. Ons serve aan onder hulle leadership vandag Pastor Natessa. Ons lewe was nooit ooit weer dieselfde nie Pastor Natessa. Nie een keer weer teruggegaan interaksie. Nie ewens daai aan nog weer gedink, wat gaan ek nou môre gaan, hoe gaan ek alles daai Pastor Natessa was weggevat volkome het die Here dit weggevat Pastor Natessa. Amen, totaal en al vrygemaak, losgemaak. Daar was nie 'n reep betrokke gewees, daar was nie wat doen hulle alles reep en ek weet nie wat nog nie, niks soos daai nie. Die Here het hulle onmiddellik verlos. En weet jy nie, Renisha, baie kere sê mense, nee, maar ek wil eers die sigarette los. Nee, ek wil eers die dwelms los. Nee, ek wil eers die drank los. Nee, ek het nog so baie dinge om te kom doen voor ek was daai gewees. Ek het nog so baie dinge om te doen, Here. Nee, is dit ou mense wat vir U dien, Here. Ek kan nie nou al vir U aanneem op 24, 25 jarige ouderdom nie. Here, wag, as ek eers 'n bietjie groter is, dan gaan ek vir U dien. Maar nie nou nie, ek het nog te veel dinge. But you know what, that is the time that God wants to use you. Want dan het jy nog al die krag en al die stamina en al die dinge om vir die Here nog te kan werk en vir hom iets te kan doen. Wanneer ons ouer is, wat doen die vyand? Ek sê altyd, wat doen hy met ons? Ek het altyd my lewe of ons lewens vergelyk met 'n lemoen. Wat doen die vyand? Hy trek al daai sap uit. Hy trek al daai sappige sappe trek hy uit. En wanneer dit net daai skil is met die uitgedroogde lemoen, dan gooi jy veel weg, want dan het hy niks meer. Dan het hy niks meer van jou nie. Hy vat alles van jou af totdat mens nie eens meer iets met jou
te doen wil hê nie. Dit is hoe ver die vyand vir jou vat om vir jou uit te trek. Nou weet jy wat, nie in die Here se almag in, dan kom hy nog steeds en hy sê, maar ek het nog steeds 'n plan met Renisha se lewe. Ek het nog steeds 'n plan met Alice se lewe. Ek het nog steeds 'n plan met Natasha se lewe wat die mens afgeskryf het God nie afgeskryf nie. Ek dink net Renisha, hoeveel keer het jy en Alice nie geloop in die pad nie? Dan dink jy mense, kyk hier gaan hulle alweer. Kyk hier kom hulle alweer, hier kom klop hulle alweer aan vir kos. Hoe maak net daai hekke toe want dis die tyd wat hulle nou weer aankom. Maar die vyand het nie geweet nie dat die Here het 'n plan met julle lewe nie. Ja, Pastor Natasha. En dit is hoekom die aanvalle, dit is hoekom jou proses so diep is, dit is hoekom jou vallei so diep is, en hy wil jy altyd gegooi het van hy het geweet, die plan as hy uitgaat kom, wat die plan die Here in store het vir jou lewe. En hoeveel mense die Here gaan bereik deur jou getuienis en dat soos ek altyd sê ek dink as Simon Sekoe waar hy lied sing wat sê ek skaam my nie vir die naam van die saakie en daar's iemand wat ook 'n lied sing wat sê van ek sal nie stil bly nie. Hoekom moet jy stil bly? Hoekom moet jy stil bly as die Here vir jou dan vrygemaak het, as die Here dan vir jou losgemaak het, dan het jy mos 'n storie om te vertel vir daai jong man wat daar op die straat te loop om te sê die Here het nog 'n plan met jou lewe. En weer die ander dag Netlien sien ek hierdie klomp met my kinders en ek sien net in 'n parkeerarea hier is hulle besig om 'n dagga te rook, daggapyp te rook en die bollings is net so en die Here het vir my baie boldness gegee en ek sê vir hom en ek sê vir hulle regtig, is dit regtig nodig om hier te staan? Regtig waar? Tussen al ons kinders in die publiek, tussen almal en die een ouetjie lag toe sê ek, weet jy ouetjie, jy kan maar nou lag. Maar weet jy wat? Ek bid dat die Here vir jou genadig sal wees. En toe ek daardie woorde uiter, toe sien ek hy smil gaan net so van sy gesig af. En ek weet dat Here, I strike something now. Hy het nie geweet dat ek gaan daardie woorde oor hom spreek dat die Here in hom genadig moet wees nie. En miskien sê ons weet nie wat daai persoon se cry out is. Daai een wat ons kyk na hy dwelmverslaafde. Ag kyk hoe lyk hy nou alweer, kyk hoe lyk hy tikverslaafde, kyk hoe lyk hy. Ons weet hierdie plan wat die Here met daardie persoon se lewe het. Net amper sê ek Netlien is as skoonsister. Ja. Renisha, wat kan jy vir iemand sê wat vandag ingeskakel is? Vir 'n mamma, vir 'n pappa wat opgegee het, vir 'n ouma, vir 'n oupa, tannie, oom, wie ook al 'n voog opgegee het op hulle kinders en ook vir daai jong dogter wat miskien ook nou swanger is vandag. Wat miskien ook nou al in dwelms verval het al. Wat sê Natasha, ek is swanger en hierdie man het in my gesig gesê maar as hy sy kind wil niks mee te doen hê nie. Wat kan jy vir daardie spesifieke mense sê vandag? Pastor Natasha vir die meisiekind wat vind in 'n posisie soos dit waar dit nou is, was sy swanger as en wat die boyfriend sê dat dit is sy kind die Here is daar. Amen. Die Here was daar vir my tyd gewees. Die Here was eintlik my babatjie se pa gewees, tyd gewees. Ja, en as your family starts, when you have that support, then it's also a for a way for you. For die auntie, uncle, mama, papa, kinders wat op dwelms is, moenie ophou pad nie. My ouma, my ma, my skoonma, my skoonsister, my skoonbroer, hulle, daai mense wat nie opgehou het pad nie. So moenie opgee nie. In my storie waar ek van my bevind het ook, het was nie lekker gewees nie. En ek het ook die Here gevra, Here, waar is U in die tyd? But we need to go through the process van wat die mens die maak, soos 'n testimony vir die next persoon. So ek wil net vir hy mamma en hy papa sê, hy familie, iemand wat hulle het wat op drugs is, moenie ophou bid vir hy persoon nie ons se tyd nie, maar God se tyd. Amen. Prys die Here, baie dankie Renisha dat jy jou tyd afgestaan het om jou storie saam met ons te kom deel. Baie dankie vir jou ook wat ingeskakel was vandag. Onthou, soos ons sê, vertel jou vriende, vertel jou familie om in te skakel op Mense en Hul Stories hier op Live CBN elke Sondag om 1uur, Dinsdag om 7uur en Vrydag om 8uur. En as jy enige een van hierdie episodes gemis het, gemaak gerus 'n draai op my Facebookblad, Mense en Hul Stories, Women After God's Own Heart, ook my persoonlike blad Natasha Fiek, en dan ook kan jy gaan kyk daar op my YouTube kanaal Women After God's Own Heart. Ja, ons is op TikTok ook Mense en Hul Stories en ook Women After God's Own Heart op al die platforms.
kan jy gaan kyk as jy enige een van hierdie stories gemis het. En onthou as jy nog nie jou boek het nie, Mense Nog Stories, Women Who Has Gone Through the Fire first, second and third edition is ook uit. So stuur vir ons 'n boodskap en maak kontak en as jy ook jou storie wil deel, stuur gerus vir ons 'n boodskap. Dan Natasha, 'n geseënde dag verder en dankie dat jy ingeskakel was. Thank you.